Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 25 Augustus 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Graag herinner ek elkeen vanaand dat ons begin met die reeks van weermag stories elke Dinsdag aand om 1900 en vanaand gaan ek gesels met oud-kolonelle Kobus Loubser en dan Hasie Strydom. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die militêre akademie, hulle loopbane. Ons gaan gesels oor 61 Meg en operasie modulêr en wat se verhaal hulle dan ook verder voel hulle wil vertel. Dit is 'n lekker informele gesprek wat ons gaan hê. Ek gaan dit direk om 1900 regstreeks begin uitsaai en almal is natuurlik genooi om vanaand te kom saam luister en die wat lede van die kanaal is kan vra en onthou jy nog boodskappe plaas of wat het daar gebeur en dan kan die vrae lekker beantwoord word. Nou dit is iets niets wat ek probeer doen van hierdie kant af op 'n Dinsdag aand. En ons gaan dit aanvanklik vir 'n periode van 'n maand doen waar ek met verskeie lede praat wat in die leer was, verskillende eenhede, dienspligtiges, panser, ouens in die lugmag, ouens in die vloot. Ek wil met 'n wye reeks ouens gesels sodat almal lekker kan luister oor wat daar gesê en gedoen word. Maar eers, vandag wil ek praat oor Pompeii. Nou, Pompeii, weet julle, is vernietig deur die uitbarsting van die vulkaan Vesuvius. En wat se lesse kan ons in vandag se tyd daaruit leer? Want ek het juis gistermiddag op Discovery kanaal gesien wat in Vesuvius gebeur het. En almal onthou Pompeii wat begrawe is onder die as en die lava en dan Herculaneum wat ook vernietig is in die proses. En 'n mens wonder altyd hoe het die mense opgetree by die eerste tekens dat daar iets gaan gebeur. Maar ek dink 'n mens moet voor beginne en daardeur werk om te kyk wat gebeur het. Nou dis interessant dat die amptelike datum of kom ons sê die tradisionele datum wat gebaseer is op Plinius die jongere se briewe het dit op 25 Augustus plaasgevind. 24-25 Augustus. So in die jaar natuurlik 79 na Christus. So nog nie 100 jaar na die geboorte van Christus nie, het hierdie vernietiging van Pompeii en Herculaneum plaasgevind deur die uitbarsting van Vesuvius. Ja, maar hulle het later items gevind wat daarop dui dat dit dalk in die omgewing van 17 Oktober plaasgevind het, maar hoe dit ook al sê, dis lank terug en ons het eintlik al amper vergeet wat daar gebeur het. Nou, 'n interessante ding is in 62 na Christus, dis ongeveer 16 jaar na of voor die vernietiging van Pompeii het daar swaar aardbewings die streek getref. En die herstelwerk van die skade van daai aardbewing was nog aan die gang in 79 na Christus. Baie van die huise was soort van boupersele wat hulle herstelwerk aan gedoen het. Maar die inwoners het gewoond geraak aan al hierdie naskokke, die aardbewings en hulle het voortgegaan asof daar niks in die lewe verkeerd is of kan gaan nie. Hulle het net voortgegaan met hulle lewens. Nou ja, as ons 'n bietjie kronologies kyk en ons kyk na die
argeologiese ontdekkings wat hulle gemaak het, en ons kyk na hierdie Plinius de Jongere se ooggetuie verslag, dan sê hulle die dag 1 van hierdie uitbarsting was so ongeveer 1 uur die middag. Die Pliniese fase het begin, enorme as en gaswolke het onmiddellik in die lug opgeblaas. So daar het al pynsteen amper onmiddellik op Pompeii beginne val, maar Herculaneum op daai stadium was nog skoon. Die pynsteen het opgestapel na ure tot so 2-3 meter dik in Pompeii en van die dakke het beginne inval, en toe het die eerste mense uit die aard van die saak besluit, wow, hier is dalk iets groters aan die gang, en het hulle beginne vlug. Nou laatmiddag, nag 1, het hierdie uitbarsting vermeerder, en dit het die eerste pyroklastiese strome met gas, as en rotsstrome teen 100+ km/h laat begin bergaf beweeg. En Herculaneum was natuurlik nou nader aan die berg, en hulle is in daardie nag baie hard getref. Maar baie inwoners het reeds gevlug, en party van hulle het gevlug toe hierdie dinge begin gebeur, en hulle het op die strand by mekaar gekom. Nou daar is verhale van reddingspogings van een of ander admiraal af, of generaal wat hulle daai tyd oor die vloot beheer gehad het, wat hulle skepe ingebring het, maar tot vandag toe is dit onseker hoeveel mense hulle kon red. Vroegoggend van dag 2, die uitbarstingskolom bereik maksimum hoogte, meerstrome volg sowat elke 80 minute. In Pompeii is die strate onbegaanbaar van die dik, sagte puimsteenlaag, en party mense probeer nog vlug. Sommige het lappe om hulle koppe gevou vir die as, en die volgende, die oggend van die tweede dag, dit is nou hier van 7 uur, 8 uur die oggend af, het die hele kolom van Vesuvius in duie gestort, en dit het die dodelike pyroklastiese strome laat uitvloei teen 'n groot spoed, en dit het Pompeii getref. En die meeste mense is natuurlik dood as gevolg van fiksie, hitte en ineengestorte geboue. Op daai stadium was Herculaneum alreeds grootliks vernietig onder dik laag bedek. Later op die dag tot die aand van die tweede dag het daar verdere swakker strome en fyner as die berg afgekom. Die uitbarstings het bedaar, en Pompeii was onder 6 tot 7 meter puimsteen en as begrawe, en Herculaneum was tot 20 meter onder dit begrawe. Nou baie mense het gevlug toe die eerste tekens van hierdie vuurspiewing of hierdie uitbarsting gekom het hulle alreeds gevlug. Nou daar was 'n 12 tot 18 ure vensterperiode vir die mense om te vlug. 'n Klein persentasie van die bevolking was onsuksesvol en is in die wonings vasgekeer en is dood as gevolg van hierdie uitbarsting wat plaasgevind het. En veral hierdie pyroklastiese gasse en gifstowwe wat die lug ingeblaas is en wat afgekom het saam met die vloeiende lava, is wat die mense daar doodgemaak het. Nou, in Pompeii was daar so ongeveer 1500 mense dood uit 'n totale bevolking van ongeveer 10.000 tot 20.000. In Herculaneum was daar so 350 dood uit 5.000. Maar nou, die interessantheid daarvan is dat die meeste liggame wat hulle gekry het, later jare met die opgrawings, is mense wat ryk kettingkies gehad het en juwele aangehad het, en wat gedui het op 'n groepering van die bevolking
wat amper meer gegoed was. Nou dit moes nou meer jou sakemanne gewees het, jou handelaars, wat natuurlik store vol voorraad gehad het, en baie van hulle het juis agtergebly, want hulle was bang hierdie voorraad van hulle beland in die hande van die gepepel, en dat hulle groot skade deur diefstal sal lei, en hulle het ook besluit om hulle ryk eiendomme dan te beskerm eerder as om pad te gee. Nou ja, we sê ook hierso, nie almal het dadelik gegaan nie. Sommige het gewag of binne gebly in die hoop dat dit sou bedaar, of omdat hulle oud was, siek was, miskien slawe wat vasgeketting was, maar liggame met juwele en geld dui daarop dat party rykdom probeer beskerm of saamneem het. Nou van die huise was leeg gevind, wat vir jou sê, daar was 'n poging om te ontruim mense wat onttrek het en pad gegee het betyds. Maar in hierdie 12 tot 18 ure vensterperiode wat die mense gehad het, was dit juist diegene met die minste in hulle besit wat eerste pad gegee het en so dus lewendig daaruit gekom het. Nou, Plinius die ouere, hy was die admiraal van die vloot en hy het 'n reddingspoging geloods om dan te kyk of hulle mense kan red uit die stede uit en wat daarmee saamgaan. Die algehele ontruiming was baie suksesvol omdat die grootste gedeelte van die bevolking dit oorleef het. Maar dat die dooies meestal die is wat te lank gewag het en nie kon of wou vlug nie. Oorlewendes het elders hervestig, weer hulle besighede begin, weer hulle lewens opgebou en aangegaan met hulle lewens. Nou as ons dan nou kyk, wat se lesse is daar vir ons om te leer uit hierdie situasie van Pompeii af, dan is dit dat die eerste ene is dat die mense het die vulkaniese, of nie die vulkaniese, die aardbewings en die aktiwiteite in die berg as normaal beskou. Net soos wat ons deesdae moord, hijackings, diefstal, inbrake, korrupsie as normaal sien, terwyl almal eintlik weet dis nie normaal nie. En baie het natuurlik begin vlug toe die aswolk en die puimsteen reeds geval het. Hulle het dadelik pad gegee sonder om te wag of om hulle besittings te pak. Hulle het die beste kans gehad op oorlewing. Maar daar is perdewaans later van tyd gevind wat vol goed gepak was, wat het nie gemaak het uit die stad uit nie. Mense moet die tekens van gevaar ignoreer of normaliseer nie. Jy moet aanvaar dat as daar waarskuwingstekens is wat jy kan sien, dat jy betyds moet optree om te sorg dat jy nie vasgevang word in 'n situasie nie. Selfs daar uit die Pompeii lesse geleer word daar gesê, onthou, lewens is belangriker as besittings. Party mense het agtergebly of tyd gemors om hulle juwele, geld of eiendom te beskerm. Liggame met waardevolle items is gevind. En sommige sterftes het gebeur omdat mense te lank gewag het en te laat begin beweeg het. Die goue reël in vandag se tye is natuurlik, red jouself en jou mense eerste. Materiaal kan vervang word, menselewens nie. En dis nie ek wat so sê nie. Dis die mense wat hierdie hele situasie gaan ontleed het, wat dit sê. Maar hoeveel keer het ons al gesê, het ek al op hierdie kanaal gesê, raak betrokke. Hierdie normalisering van 'n abnormale situasie in Suid-Afrika gaan daartoe lei dat mense eerstens
solank as moontlik gaan agterbly en kyk wat met hulle dinge kan gebeur of moontlik gaan gebeur en dit kan dan te laat wees. 'n Mens moet inoefen. Hulle sê hierso, een van die lesse wat geleer is dat jy moet 'n soort van vroeë waarskuwings in plek stel, net soos wat ons doen met die HAP, die inligtingshap hier in Appington. Jy moet jou ontruimingsaksies oefen. Jy moet daai bewegings inoefen sodat jy kan gereed wees indien daar enigiets gebeur. Nou ja, dis baie belangrik dat daar goeie kommunikasie bestaan tussen die gemeenskappe, die digitale netwerke en natuurlik wanneer die vlugtelinge beginne beweeg. Selfvoldaanheid is gevaarlik. Hulle sê Pompeii was 'n welvarende, bruisende stad. Mense het voortgegaan met herstelwerk, handel en daaglikse lewe tot die laaste oomblik. Die gevoel van dit sal nie hier gebeur nie, of dit is nie so ernstig nie, het lewens gekos. Nou ja, vandag kyk ons en almal sien dit as normaal. Dit sal nie hier gebeur nie. Ek hoef nie voor te berei nie. Ons hoor al daai selfde goed, hoor ons vandag hierso. En ons pas dit nie toe nie. So, vir die afgelope 2000 jaar het ons eintlik niks geleer uit die geskiedenis en uit die verlede uit nie. En dis uiters belangrik dat ons dit moet kan doen. Ons het baie voordele bo hierdie mense. En dit is sosiale media, dit is kommunikasiemiddele en die kennis wat op hierdie stadium gefokus is om mense uit te kry, om mense veilig te kry, waar hulle kan groepeer, om aan die lewe te bly in enige situasie. En ek wil vandag sê, die mense wat gaan sit en uitgangspunt van, ek gaan nog 'n bietjie wag om te kyk, miskien kom dit reg, is die mense wat dit op die ou einde van die dag nie gaan uitmaak nie. Mense wat hulle besittings en eiendomme wil beskerm, gaan dit nie uitmaak in 'n anargie-situasie nie. Daar's te veel lesse wat ons uit Pompeii kan leer. En gaan doen jou eie navorsing, gaan kyk self daarvan en vra vir jouself die vraag af, hoe is dit op my lewe van toepassing? Want wat daardie tyd gebeur het, kan vandag gebeur, miskien net in 'n ander formaat, maar dit kan steeds en sal gebeur, want dit is die lewe, dit is wat gebeur in die wêreld, en die gedagte van, dit sal nie hier gebeur nie, is iets wat ons uit ons koppe uit moet kry. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek is dan vanaand saam met julle met weermagstories om 7 uur, en woensdagoggend weer my normale uitsending. Uitsending, mooi loop, lekker dag.